En dan herinner ons net weer volgende dinsdag die 15e het ons bazaar vergadering. En dan ja, het is 3 weke voor ons bazaar, 26 Julie. Ons het nou eigenlijk so rijk gedeel als voor de standdelen wat benodig word om die daar die wegloop sien om te help. En die weet die dan door afval. Dat is hele die so help. Gemeente, goeiemôre. Môre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek het nie enige afkondigings nie. Al wat ek kan sê is, onthou maar op die dag op die City 26 vir die bazaar, al kom werk hier nie, kom geniet dit saam, dis baie lekker geleentheid. En dis een van daai gevalle wat mens nie kan sê, daar's niks met Carleton wil te doen nie. Jy kan die meeste van die dag hier by die bazaar kom saam. Kom ons word saam stil voor die Here. Ek wil die lof verkondig, Here, wat U het my gered, en my vyande nie laat bly wees oor my. Here my God, ek het na U geroep om hulp, en U het my gesond gemaak. Hemelvader, dankie dat ons mag weet, dat wat ook die omstandighede is, wat ook aangaan in die wêreld, wat er onrus daar ook mag wees, ons na U kan draai, en ons met U kan weet. Ons kan weet, dat U ons sal red, dat U nie sal toelaat, dat die vyand staande bly, maar dat U die pad saam met ons doen. Here, ons wil vra wees met elkeen wat met die skoolvakansie op reis is, op die paai is, goed bewaar asseblief, en bring hulle weer veilig terug na ons. Wees U met ons in hierdie diens, mag dit wat ons hier, U naam verheerlik, en ons naam aan U bring. Amen. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan saam en loof die Here. Ons
Dit is skoolvakansie, maar ek sien hier is 'n paar jonges, so ek wil graag vra dat die jongens asseblief na vore sal kom. Ek wil graag 'n bietjie met julle gesels. Oorleef julle die aardige tyd waarin ons nou is? Die aardige tyd is die skoolvakansie. Oorleef julle dat? Is dit lekker? Okay, verlang julle al die skool? Ek het ook nie so gedink. As julle dit al verlang, dan sou ek bekommerd wees, maar is skaars vakansie. Vanoggend wil ek vir julle ietsie vra of julle weet wat dit is. Weet julle wat vryheid is? Wat is vryheid? Ja? Dus as jy vry is, en dit is heeltemal die antwoord, dit is om vry te wees, maar die probleem met dit is, dis 'n gedagte en 'n konsep wat, om vry te wees. Nou, wat beteken dit om vry te wees? Doen enige van julle sport? Okay. Het enige van julle al ooit rugby gespeel? Okay. So kom ons kyk gou. In rugby is die ding wat jy doen, jy vat die bal in jy hardloop van die een kant en jy gooi hom heeltyd vorentoe na die ander ouens toe nie. Hoekom nie? Dis die reëls. Maar mense is mos vry om te doen wat jy wil. In die Bybel kry mens ook vryheid, en Jesus sê, hy het ons vry gekoop, en baie keer dan dink ons, of dan wil ons in ons gedagtes sê, dit beteken ek is vry om te doen net wat ek wil, maar dit is soos om rugby te speel, of enige sport, daar is reëls om het makliker te maak. Wat sal gebeur as mens die bal vorentoe gooi? Ander spanne gaan hom kry, die game gaan baie vinnig, baie vervelig gaan. As jy nie daai reëls het om vir jou te sê, wat om te doen hier, dan sukkel mense bietjie. So baie keer is vryheid, die vryheid om te weet wat om te doen en hoe om te lewe. God gee vir ons in die Bybel, in die gebooie, 'n vryheid om te sê, hierdie is 'n raamwerk waarbinne mens lewe, en as jy in daai raamwerk lewe, en daai vryheid geniet, dan maak die lewe sin. Anders is dit mens met probleme. Was jy al ooit saam met mamma of pappa of ouma en oupa in 'n kar gewees? Jy het al ooit gebeur dat iemand voor julle ingery het. Was hulle baie gelukkig daaroor gewees? Weet julle hoekom? Want dit kon 'n ongeluk veroorsaak. Ons weet, dis die reëls, en ons mens bekommer dat daar probleme kan kom. Vryheid is om verantwoordelik te wees en te doen wat reg is. Gaan julle saam met my bid? Ons bid saam. Here, dankie dat U vir ons lief is. Dankie dat U genade vir ons groot genoeg is. Dankie dat U ons vrystel. Nie om gelos te word in die wêreld, maar om te weet wat om te doen, hoe om te leef, en wat die planne vir ons is. En help ons asseblief die vryheid wat ons het, te gebruik tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Sien julle plan se willetjie saam te sing? Okay. Ken julle die bietjie stapsonbaadjie? Okay. Kom ons staan saam, die volwassenes is ook welkom om die beweging saam te doen as julle dit ken. Soldati,
gesit. Ons skriflesing vanoggend kom uit Paulus se brief van die Galasiërs, Galasiërs 6 vanaf vers 1 tot vers 17. Galasiërs 6 vanaf vers 1 tot vers 17. Terwyl al die teks skryf, wil ek sommer net noem, die skerm is nie vir 'n beeld of vir die snaaksheid of enigiets anders hier nie. Dit was Vrydag vir 'n diens gebruik, eintlik maar net eers môre. So daar gaan iets snaaks met dit gebeur. Ons neem 'n oomblik word saam vir Here stil. Hemelvader, dankie dat ons as U gemeente, saam met soveel ander gemeentes, vanoggend byeen kan wees, om U woord te hoor, om U naam te loof, om tot U te bid, om te weet dat U ons God is. Kom praat asseblief met ons, en kom wees met ons by die woord. Amen. Galasiërs 6 van vers 1. Broers, as iemand die een of ander sonde sou val, moet julle by die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jyself kan ook nie versoek word. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel hy is iets en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang het in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goede wat hy het. Moenie julleself laat mislei nie. God laat hom nie bespot. Wat 'n mens saai, dit oes hy ook. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insaal. Solank die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Veral ook aan ons medegelowiges. Van hier af skryf ek eiehandig aan julle. Kyk net die groot letters. Daardie mense wat so daarop aanneem, dat julle ook moet laat besny. Wil maar net uiterlik 'n goeie indruk maak, sodat hulle nie vervolg sou word ter wille van die kruis van Christus nie. Al het hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hê dat julle moet laat besny, sodat hulle kan roem oor wat met julle liggame gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor enigiets anders as die kruis van Jesus Christus doen. Want deur die kruis is die wêreld vir my dood en ek vir die wêreld. Of 'n mens besny is of nie, is nie van belang nie, maar dat jy nie bemens is. En almal wat volgens hierdie beginsel lewe, sal die ware Israel. Mag God julle vrede gee en barmhartigheid bewys. Niemand moet dit vir my verder moeilik maak nie, want ek dra klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Tot daarso toe ons skriflesing vanoggend. Hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is nie die volledige gedeelte wat Paulus hier in die gemeente hanteer het nie. Hy begin al eintlik reeds in hoofstuk 5. In die gedeelte wat ek so vinnig met die kinders vanoggend hanteer het. En dis 'n ding wat mens baie maklik kan doen. Ek weet nie of julle dit al ooit beleef het nie, maar op skool het ek so 'n keer wat my ouers moes voorberei vir iets. Mense sal byvoorbeeld vir hulle sê, Mama weet, ma het my altyd geleer wat reg en verkeerd is, om op te staan vir wat goed is, om ander te beskerm.
Die hoof gaan net nou bel, hulle wil met julle afspraak maak oor hoe ek het toegepas het. En dus jy is so die beding wat Paulus hier doen. Hy sê vir mens, jy is vry. Uiteindelik het jy vryheid gekry, om dan vir mens te sê, ok, nou wat beteken hierdie vryheid? Want dit is nie 'n vryheid om te doen net wat ek wil nie, dit is 'n vryheid om binne die reëls van God se wil op te tree en te lewe. En dit gaan oor hoe ek my naaste hanteer en nie natuurlik my naaste wat, my vrou wat ek voor lief is, my kinders wat lekker bedrywig die vakansie is, en die mense wat ek oor omgee nie, maar wat doen ek nou as iemand wat ek oor omgee, aanjaag, sondig, verkeerd doen? Ons weet natuurlik die ding wat jy dadelik wil sê, ek het jou gesê, moes dit nie doen nie, Dis die outomatiese ding wat mens wil doen, of mens wil begin oordeel, toch, kan jy nie nou meer soos ek wees nie. Jy jaag alweer aan, leer jy nooit nie. Paulus sê juist, dit is nie wat mens veronderstel is om te doen nie. Mens is nie veronderstel om jou naaste te veroordeel nie, maar met 'n gees van sagmoedigheid, met mense aanpak. Die gedagte is nie om vir ander te sê, uitgeval nie, maar om ander met 'n gees van sagmoedigheid reg te help. Dit verander die hele prentjie, dit verander die hele doelwit. Daar's 'n groot verskil tussen uitgevang, ek is beter as jy, en ok, hier is 'n bietjie van 'n probleempie, wat gaan ons nou doen om dit reg te kry? Dis die basis van kerklike tug en die doel daar agter, nie om te sê, uitgevang, nou gaan ons jou uitstoot nie, maar juis die teenoorgestelde daarvan wat is om te sê, hier is 'n foutjie, nou het ek die geleentheid om jou reg te help. Ek gaan nie op jou neersien, ek gaan jou ophelp. Ek gaan 'n verskil maak wat positief is. En die gees van God moet in mens wees, sodat mens dit kan doen. Want dit kom nie uit mens self uit nie. Uit mens self uit wil mens oordeel, wil mens beter voel oor jouself, maar die gees maak dat mens bereid is om rustig te raak, daai ding te doen wat mens altyd eintlik veronderstel is om te doen, en verby mens eie emosies te kyk en te kyk, nou wat kan mens doen om dinge reg te maak, om seker te maak dat dinge ander kant gaan uitkom. En Paulus begin weer vir mense te sê wat jy moet doen. Dra mekaar se laste. Dis een van daai goeders wat ons definitief nie wil doen nie, want die ou aangejaag, dis sy probleem. Dis nie my probleem nie. Ek wil nie daarmee help nie. Dis die ding van geloof. Geloof is nie net 'n my ding nie, maar altyd 'n ons ding. En om mekaar se laste te dra, beteken verskillende dinge. Dit kan beteken, ek weet, Dominee Andreas sukkel verskriklik met sjokolade. So ek maak seker, daar's nie sjokolades voor hom by 'n vergadering nie. Want hy gaan sit en hulle opeet. In my vorige gemeente was my skriebaan baie stout geweest, en sy het doelbewus net buitekant my bereik altyd sjokolades gesit. Die grootste versoeking wat ek ooit gehad het, want dit die vergaderings baie vinniger gemaak, want mense moet chocolate hê. Mense is veronderstel om mekaar te help, sodat mense nie die sonde doen. Mense is veronderstel om mekaar by te staan. As iets verkeerd gaan, dan is dit nie, wat nou weer nie, maar ok, hier het iets gebeur. Ons kyk hoe ons hierdeur kan kom. Wat kan ons doen om hierdie weer reg te kry? Wat kan ek doen om jou te help om die gevolge van verkeerde dade te hanteer? Dis wat het is om mekaar se laste te dra. Om daar te wees vir mekaar, om te gee vir mekaar, om bereid te wees om in hierdie wêreld wat so nodig het, 'n positiewe verskil te maak en te wees. Paulus sê baie duidelik, as jy met iemand wil vergelyk, moet dit nie met 'n ander persoon wees. Jy moet iemand anders se lewe oordeel nie. Heel toevallig is iets wat so plus minus 40 keer in die Bybel gesê word, moenie ander oordeel nie. Want
dis nie ons reg nie. Hy sê, deur dit te doen, kan mens in sonde val. Want hy sê juist, help ander reg met 'n gees van sagmoedigheid en moenie in die sonde val nie. En ons dink baie keer, ek moet versigtig wees om nie te doen wat hulle gedoen het. En dis definitief iets om voor versigtig te wees, want die sonde wat hulle gedoen het, mag dalk lekker wees, so dalk wil ek aansluit daarby en ek moet daarteen beklei. Maar die ander sonde wat ons voor versigtig moet wees, is om onsself aan God gelyk te stel, maar afgod van onsself te maak, want ek die reg om ander mense te veroordeel. Nee, ek het nie. Die Bybel sê, oordeel behoort slegs aan die Here. En op 40 verskillende plekke in die Ou en Nuwe Testament sê dit, jy mag nie oordeel nie. Ons mag nie iemand anders veroordeel nie, net God mag veroordeel. En dit is moeilik, want ek moet kyk, is iemand anders optrede reg of verkeerd? As dit reg is, great, ondersteun. As dit verkeerd is, bid vir hulle. Help hulle, dra mekaar se las. Nou is 'n ernstige probleem wat inkom, wanneer mense ander vergelyk, en met ander vergelyk. Ek neem aan, almal het een van hierdie wonderlike toestelle, wat die lewe so lekker maak, voordat jy weggaan en jy is weg. Nou kan enigiemand jou enige oomblik kontak, en op WhatsApp, dan kan jy so op die prentjies kyk wat mense opgesit het, op Facebook, dan sit mense hulle vakansiefoto's op Instagram, lekker kos en allerlei sulke goeders. En dit gee mense 'n beeld van wat iemand se lewe is. As ek kyk na van ons gemeentelede is, van hulle amper altyd op vakansie. Want daar is so baie vakansiefoto's en lekker uitstappies wat gedoen word, ek weet nie waar tyd vir werk is. As jy na myne kyk, dan lees ek net Bybel dit beoefen. Dis al wat op my goed is om, so duidelik moet ek baie maarder en fikser wees as dit die realiteit was. En dis in 'n mate die probleem, ons weet nie regtig wat iemand anders tussen lewe aangaan, om regtig 'n oordeel te kan vel nie, want ons weet nie als. Elkeen van ons deel net sekere dele van ons lewe, en op grond daarvan te oordeel is altyd problematies. Iets anders om nou 'n simpel voorbeeld te maak. Almal ken Dominee Toy, hy is so lank. As ek nou myself vergelyk, dan tog, ek is daarom 'n bietjie langer as Dominee Toy, ek is omtrent 6 voet, ek is nie 5 voet lank nie. En genadiglik is ek nie so lank soos Clement of die ouens wat langer as dit is nie, so ek is nie daai 6 voet 6 wat jy moet afdruk elke keer as jy deur die deur gaan nie, so genadiglik is ek in 'n baie goeie posisie. Maar met daai selfde feite kan ek ook nou sê, dis jammer ek is nie so kort soos Dominee Toy nie. Want ek is doodseker, daai man het nog nooit in sy lewe onder deur 'n tak of onder deur iets hoef te gestap en moes kyk, moet hy afvlak nie. En ek kan ook sê, dis jammer ek is nie so lank soos Clement nie, want al daai gevare wat op hoogte is in sy sigveld, so hy weet om daarvoor te kyk. Vir my is nie hier my blinde kol by my bliks. So ek voel dit normaalweg voor ek dit sien. Dis die probleem met vergelyk. Jy kan met dieselfde inligting positief of negatief vergelyk, beter af as iemand wees, of baie slegter af as iemand. Ek kan baie meer sondig wees as iemand, of ek kan baie beter wees as iemand, hieromlik wat ek vergelyk. So, dit help om my lewe met enigiemand anders te probeer vergelyk. Paulus sê, as ons wil beoordeel, moet ons ons eie lewens beoordeel. En ons doen dit, want Galasiërs sê vir ons, dit kom neer op wat 'n mens saai, sal jy ook maai. Dit wat jy doen, het gevolge. Alles ons vrygespreek deur Jesus, sal net die prys vir ons sonde aan die kruis betaal. As ek lelik met iemand praat, het ek met iemand lelik gepraat. En daar is nie 'n manier dat ek ooit daai woorde kan terugkry. Ek kan jammer sê, maar dit is gesê. En ek gaan met die gevolge daarvan vir so lank as wat ek met daai persoon te doen moet lewe. Dis die probleem daarmee, en hoekom ons eie lewens moet beoordeel, ons optrede, ons dade, die woorde wat ons gebruik, want dit kan ons lewe baie, baie moeiliker maak. Maar wanneer ons kyk, leef ek in vry, met ander woorde, doen ek wat reg is, of jaag ek aan, dan help dit my, om nader te kom aan die
maniere wil hy ek moet wees. Dit help my om vry te kom. Dit help my om uit te kom by wat die doelwit van hierdie lewe is. En Paulus sê dit nie net een keer nie. Dis een van die goeders wat hy die meeste in die Bybel herhaal. Om sê hy vir ons, hoe ek optree, hoe ek lewe, maak saak. Ja, ek is vry in Christus. Ja, ek het die prys betaal. Maar dit beteken, ek moet nou anders te lewe. In die eerste plek, uit dankbaarheid, want dis soos wanneer iemand vir jou 'n groot geskenk gee, dan is jy so bly en jy gaan nogal waarskynlik 'n bietjie vriendeliker teenoor hulle optree. God het vir ons 'n massiewe groot geskenk gegee deur te sê, ons skuld is afgeskryf. Dis weg. Ons hoef nie meer dit te hê. Nou weet nie van julle nie, ek gaan as baie goed gaan, einde van die maand my gym afbetaal. So die eerste ding wat ek kan doen is om ander kaarte gaan koop. Wat baie dom sal wees, want dit gaan so lekker wees om nie 'n paaiement te betaal nie. En dis baie keer wat mense doen met mense lewe. Die prys vir sonde is betaal, dan kan ek nie sonde gaan doen. Of ek kan vry leef. Daarom moet mense na jou eie lewe kyk en besef, ons is vrygekoop en dit gee vir ons die geleentheid om vir Here te lewe en vry te wees. Soos iemand wat sy skuld klaar betaal is en nou die geleentheid het om 'n nes eiertjie te bou en vorentoe aan te gaan. Dis wat die vryspraak is. Dit gee vir ons die geleentheid om vir Here te lewe. En daarom moet mens konstant na jou eie lewe kyk om te sien. Val ek weer in sonde of hou ek aan om te doen wat God se wil is? Paulus skryf dan 'n gedeelte wat redelik uniek is. Hy sluit af deur vir mense iets te sê wat mense nie baie keer sien. Dan sê hy in vers 11, van hier af skryf ek eie hande aan julle. Kyk net die groot letters, dis redelik doelbewus, want daar is 'n vermoede dat Paulus 'n bietjie van 'n sig- of oogprobleem gehad het, so hy is soos baie van ons wat as hy skryf, moet hy baie stadig met groot letters skryf, anders kan nie hy of enigiemand anders dit lees nie. Maar hy doen dit doelbewus en hy skryf in sy eie hand, want dit is vir hom so belangrik om die ding deur te gee. En wat hy vir mense skryf is 'n herhaling van wat hy tevore gesê het. Hy gebruik die voorbeeld van besnydenis. Want as jy nou na die Ou Testament kyk, dan is besnydenis die teken dat jy deel van God se verbond is, dat mens God se genade ontvang, en op 'n stadium in die vroeë kerk het mense gesê, eintlik moet mense dit nog doen, want dit is 'n teken daarvan dat jy nog glo, jy vat 'n risiko, jy maak 'n offer tot die Here en dit wys jou toewyding. Dankie tog, ek het my kant gebring. Maar dan sê Paulus, mense moet versigtig wees daarvoor, want waarom doen jy dit? Het Jesus gesê mens moet? Nee. Hy die vir alle praktiese doeleindes, Herodes het op Jerusalem, die eerste een wat daar was, het oor hierdie saak bymekaar gekom en gesê, Jode moet aanhou daarmee, maar Christene wat nie Jode is nie, dis okay as julle dit nie doen nie, leef net asof julle is. Leef asof julle deel is van die verbond van God. En Paulus skryf vir mense wat in die tyd leef, wat al reeds geweet het, dat is deel van God se verbond. En hy sê vir hulle, hierdie groot opoffering wat mense kan maak, hierdie sigbare teken van jou geloof, dit beteken niks. Maar die heel beste wat ons kan doen, is nie goed genoeg nie. Dit is nou soos iemand wat kom en vir jou 'n modderkoekie bring. Weet nie of jou kinders ooit modderkoekies gebak het nie. Dit lyk soms mooi en oulik, spesiaal, maar gaan jy hom eet? Daar is nie 'n manier nie. Dit is van modder gemaak. Die beste wat ons kan doen, met ons beste werke, met ons beste dade, is die ekwivalent van 'n modderkoekie. Dis nice, oulike gebaar, maar beteken op die eind van die dag niks. Daarom sê Paulus, niks wat ons doen is goed genoeg nie. Hy kan homself nie roem daarop op wat hy gedoen het nie. Want hy wat Paulus is, wat 'n Jood is, opgeleide skrifgeleerde, uit een van die strengste
groeperings van die Jode, wat opgelei is deur een van die beste rabbies van sy tyd in ons terme, een van die beste professors in die Bybel in daardie tyd, het hom opgelei. En hy het die wet rigied, nauwgezet nagevolg. En dit was nie goed genoeg, want hy kan homself nie daarop roep nie. Want alles wat hy gedoen het, tot eer daarvan uitgelei daartoe dat hy aanjaag en sonde moes hy baie hard werk en verhoudings te herstel. Daarom sê hy, die enigste ding wat mense op kan roep is Christus se kruis. Ek bring my kant, ek doen wat ek kan, maar op die einde van die dag moet ek sê, dankie Here vir die genade, want as U regverdig was, het ek in die hel gebrand. As die Here regverdig was nie een van ons gered nie een van ons se bestemming in die hemel nie. Paulus sluit af deur te sê, ons leer eer, ons moet hom dank. Hy is die enigste ding waarop ons kan trots wees. Die beste ding in ons lewe is nie goed genoeg. Die beste ding wat ons so trots is, want is soveel beter as enigiemand anders doen. Maak nie saak. Al wat saak maak is dat Jesus in ons plek in die kruis gehang het en gesê het, ek kies jou. Ek het jou lief. Daarom is jy goed genoeg. Ons kan daarom net uit dankbaarheid 'n lewe vir hom lewe waarom ons optree, soos hy ons geleer het, soos hy ons gesê het. Dus ons neem die tyd, word saam stil voor die Here en vra om ons te help. Ons bid saam. Hemelvader, dankie vir die genade. Dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons vry mag wees. Dankie dat U ons uitgestel het van al die skuld wat ons voor U het. Here, help ons om te besef dat hier op aarde daar niks is wat ons kan doen om te verdien dit wat U vir ons gegee het. Here, vergeef ons vir elke keer wat ons dink ons is goed genoeg, wat ons dink ons is beter as iemand anders. Want die sondes wat hulle pleeg is nie ons sondes. Of dink ons sondes is kleiner en daarom is ons beter af as enigiemand anders. Here, help ons asseblief om as mense te leef wat gered is. Mense wat weet hoe groot die genade is. Here, help ons om ander met dieselfde sagmoedigheid en liefde te help as wat U ons gehelp het. Mag dieselfde Gees in ons wees wat U was toe U na ons gekyk het. Ons sonde, ons foute, ons verslawings gesien het. U nog steeds gekies het om ons lief te hê en ons met deernis te hanteer. Help ons asseblief daarom om U liefde in die wêreld uit te dra. Help ons om mekaar se laste te dra. Help ons asseblief om nie te vergelyk nie. En as ons iets vergelyk, onsself te vergelyk met U, te kyk hoeveel ons al in U gegroei het, en hoeveel beter ons af is van ons begin het. En U weet dat dit wat ons doen, net uit dankbaarheid gedoen kan word. Here, help ons asseblief om lewens te leef wat sal getuig van die goedheid, U guns en U genade. Here, ons vra dit nie omdat ons het verdien, maar alleenlik wat U vir ons lief is. Amen. Daar is nou 'n geleentheid waar ons die Here ook kan eer met ons dank.
ons staan saam en bely ons geloof te lewe. Kom ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die saamwees van die Heilige Gees, ons dra, ons lei, en ons bystaan, nou
maar ook tot ewigheid. Amen. Laat het so wees, Here, amen. Laat het so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat het so wees, Here, so wees, Here, amen. Laat het so wees, Here, amen. Heer, laat ons leef soos U leef, Here, amen. Laat het so wees,